Hallo daar en baie welkom by hierdie aflewering van 'n sak vol stories. Dankie dat jy saam met ons luister en onthou al die ander stories. Hierdie reeks en ons eerste reeks is beskikbaar by www.sakvolstories.co.za. Nie net om saam te luister nie, maar jy kan al die stories daar ook saam lees. Maar nou, hier gaan ons met hierdie week se storie. Die verborge skat. Baie jare gelede, in 'n ver land, het daar 'n ou man op 'n plaasie naby 'n klein dorpie gewoon. Die man het ook 4 seuns gehad. Hy was 'n weewenaar, sy vrou reeds jare oorlede, maar hy het verantwoordelikheid vir sy seuns geneem en het sy hele lewe lank baie hard op sy plaas gewerk. Hy het altyd daarin geslaag om vir sy gesin kos en klere te gee en hulle gevoed, warm en gemaklik gehou. Sy seuns het vinnig en flink gegroei tot gesonde, fris jong manne, maar hardwerkend was hulle beslis nie. Gaan werk in daardie grond, kla die een. Hoe aklag? Ag nee, Sisa, sê 'n ander. Ek kan aan niks erger dink nie. Ja, broers, sê die derde. Dit sal mos nou baie meer sin maak as 'n mens net hope en hope geld in die hande kry. Dan kan jy net rustig lewe en dit uitgee op alles wat lekker is. Die 4de broer lag saam met hulle en sê, presies, hoekom moet ons nou bekommer? Geluk sal sekerlik een of ander tyd oor ons pad kom. Tot dan gaan ek sommer onder daardie ou eikeboom 'n middagslaapie vang. Ja, sê die ander, en voorlank lê al 4 vas aan die slaap op 'n warm sonnige dag, terwyl hulle pa alleen op die plaas werskaf en werk om alles te doen wat gedoen moet word. Ai tog, sug hy, my arme lui seuns. Maak nie saak hoe hard ek probeer nie, ek kry dit net nie reg om hulle te verander nie. Ek bekommer my so oor hulle toekoms. Hoe gaan hulle oorleef as ek eendag nie meer hier is nie? Die jare het verbygegaan. Die ou man het sy bes probeer om hulle aan te spoor om te werk, maar niks het gehelp nie. Hulle het net rondgehang, rondgelê en gesels, gelag en gesnork. Die tyd het aanhou aanstap. Die boer het al ouer geword, maar ook wyser. Uiteindelik het die dag gekom wat hy geweet het sy tyd op aarde is amper verby. Hy het 'n gelukkige lewe gehad en was glad nie bang nie, maar hy het nog een laaste plan gehad. Kinders, roep hy van sy siekbed af. Kinders, my tyd in hierdie wêreld is amper verby. Ek het niks oor om vir julle te los nie, behalwe hierdie plaas. Hy hyg terwyl hy met sy arm oor die lande beduie. Maar daar is iets belangrik wat ek vir julle moet sê. Wat is dit, pa? Vra die seuns. Op hierdie plaas, hyg die boer, is daar 'n verborge... Wat? Vra hulle. 'n verborge... saad, skuur, swembad, skerp, seesol, skepnet, satellietskottel, sinkbad, stoflap. Wat is dit, pa? Wat is dit, pa? Skat, hyg die boer, terwyl hy met 'n glimlag sy oë vir die laaste keer toemaak. 'n Skat! 'n Skat! Jy moes gesê, Ek jou gesê ons moet net wag, Daar's 'n verborge skat op die plaas. Ek het jou mos gesê ons skat is op pad. Gaan haal die grawe, sê een van hulle. En hulle storm almal so vinnig as wat hulle kan na die skuur om pikke, grawe
en enigiets anders waarmee 'n mens 'n gat kan maak, te gaan haal. Kort voor lank is hulle in die lande besig om hier te grawe, daar te grawe, oral te grawe. Elke broer wil eerste by die skat uitkom. Hulle grawe, totdat een van hulle skielik met hulle graaf teen iets hard stamp. Almal hardloop nader om te sien wat dit is. Hulle vee die grond weg en ontdek 'n ou verroeste kruiwa. "Hou aan grawe," roep hulle, en almal keer terug na hulle gate. Teen die einde van die dag is hulle warm en nat gesweet. Hulle spiere pyn en hulle het nog geen skat gekry nie. Niks. "Nou ja, broers," sê een van hulle. "Kom ons probeer môre weer." En so raak hulle aan die slaap, terwyl hulle droom van die goud en juwele wat elders op die plaas versteek moet wees. Die volgende oggend stel die jongste broer voor dat hulle saamwerk en die plaas deeglik deurgaan. So gesê, so gedaan. Hulle begin aan die ooste kant van die eerste land en werk stadig aan deur na die weste. Maar selfs toe die hele land omgedolwe is, kry hulle niks. Dae en weke gaan verby. Hulle spit nog baie lande van hoek tot kant om, maar geen skat kom ooit tevoorskyn nie. Al daardie werk verniet, kla die derde broer. "Kom ons gaan lê onder die ou eikeboom vir 'n middagslaapie," sê die jongste. Net toe ry 'n buurvrou op haar perd en wa verby. Sy hoor die geraas en kom kyk wat aangaan. "Wat is al die bohaai, manne?" vra sy. Die jong mans vertel haar hulle droewige storie. "Wel," sê die vriendelike buurvrou, "julle het die grond pragtig omgespit. Dit is nou perfek voorberei vir 'n plant. Hoekom plant julle nie sommer saad nie?" Dink een broer hardop. "Sy het dalk 'n punt beet, weet jy?" "Ja, ek bedoel, ons het mos nou al klaar al die harde werk gedoen," sê 'n ander. "Dit sal ons nie lank vat nie." En so keer hulle almal saam terug na die lande en plant nuwe saad. Kort voor lank begin die saad groei. Eers steek daar net klein groen blaartjies uit die grond uit. Maar dit duur nie lank nie, of die lande staan vol groot gesonde graan. Die broers oes die graan en laai dit op 4 stewige waans. Toe neem hulle dit mark toe. Tot hulle groot verbasing word alles onmiddellik verkoop en die broers keer terug huis toe met leë waans, maar met sakke vol munte. Daardie aand sit hulle om die tafel en tel die geld. 98, 99, 100 silwermunte, sê die jongste verstom. "So, dis die skat waarvan pa gepraat het," sê die oudste broer. "Ons pa het ons gevlous en ons self die hele plaas laat omspit, net soos hy elke jaar geploeg het voor hy plant. So toestel die buurvrou voor dat ons sade plant net soos pa elke jaar, wat ons verkoop het om al hierdie te kry," sê die derde, terwyl hy na die hoop geld wys. Toe besef hulle, niks in die lewe kom sonder 'n prys nie. 'n Mens moet hard werk om iets te bereik, en die skat lê in jou beloning.
Van daardie dag af het die 4 broers hulle lui streke afgeskit en saam hard op die plaas gewerk. En so het hulle 'n beter toekoms vir hulle self gebou. Dit was nou 'n aangename storie, sommer een met 'n goeie deeglike les ook in. Niks kom van self nie, 'n mens moet hard werk daarvoor. 'n Paar van die woorde wat ons in hierdie storie geleer het was verborge, die verborge skat. As iets verborge is of verberg is, beteken dit is weggesteek. Weewenaar of weduwee. Die weewenaar het 4 seuns gehad. 'n Weewenaar is 'n man wie se vrou oorlede is. 'n Weduwee is 'n vrou wie se man oorlede is. So gesê, so gedaan. Dis 'n lekker uitdrukking wat beteken iets is dadelik gedoen soos wat dit gesê is, dit gaan gedoen word. En laaste, graan. Graan is enige graan wat op die lande groei, soos mielies, sorghum, koring of enigiets anders wat gewoonlik gedroog, fyn gemaal en as 'n meel gebruik word. Dit is dan dit vir hierdie week se storie. Onthou op ons webtuiste by www.sakvolstories.co.za kan jy al die stories luister en saam lees. Los ook sommer vir ons 'n kommentaar of gee ons 'n punt hier waar jy nou luister. Dis altyd heerlik om van ons luisteraars te hoor. Maar dit is dan dit vir hierdie week. Tot volgende week. Arrivederci.